Hi dokter, Brian Amsie saam met jou met Faith is Now. Dis lekker om jou hier te hê. Ons praat vandag oor vergifnis. Nou, ek is seker jy het al van priesters gehoor. Jy vra vir God om jou te vergewe, om jou te vergewe. Jy moet ander vergewe. Hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy teen my sondig? 7 keer 70 490. Ons het dit al gehoor, maar ek wil met jou praat oor om vergifnis regtig te verstaan. Wat is regtig die doel daarvan? Hoe baat dit ons regtig? Hoekom moet ons dit doen? Wel, daar's 'n ou gesegde, as jy die seun gesien het, het jy die Vader gesien. Jy moet optree soos jou Vader en God is die God van vergifnis. God het so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Hy het sy seun gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Jy het dit gehoor, om die wêreld te veroordeel. So jy moet nie jouself veroordeel nie. Jy moet ook nie ander veroordeel nie. Ons moet bid. En op 'n stadium gaan ek jou leer om vergifnis as 'n evangelisasie-instrument te gebruik. Dis baie kragtig. Ek het die uitwerking daarvan gesien en ek moet dit regtig meer doen as wat ek tans doen. Maar ons praat nou oor om vergifnis te verstaan. So in hierdie les vandag wil ek in detail ingaan oor wat vergifnis beteken. Nou, vergifnis kan op baie verskillende maniere werk. Dit kan van God na mens toe gaan wanneer jy weergebore word. Dis nou vertikaal, dit sou vertikale vergifnis genoem word. Dan is daar horisontale vergifnis en dit is amper soos die kruis. Die kruis staan regop, God na mens en dan die dwarsbalk waar sy hand aan was, is wat horisontaal genoem word. So dit is God na mens, dan mens na mens. Onthou nou, die duiwel kom om te steel, te slag en te vernietig. Dis Johannes 10 vers 10. Christus het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Maar soveel mense is beseer. Eerstens, ons is gebore kort van die heerlikheid van God. Wat beteken, jy weet, mense sê, ag, ons is na God se beeld geskape. Nee, ons was na God se beeld geskape, maar na die val is ons nie meer heilig nie. Ons is nie regverdig nie. Ons kom kort aan die heerlikheid van God. En dis hoekom ons hierdie besluit moet neem om weergebore te word. Want wanneer jy weergebore, is jy 'n nuwe skepping. God probeer jou terugbring na sy beeld toe, want sy beeld is nie onheiligheid en sonde nie. En ons almal word gebore, jy ken die storie, gebore kort van die heerlikheid van God, en so word ons gebore met 'n bestemming wat na die hel toe lei vir ewigheid. Dit maak nie saak wat jou ras is, jou etnisiteit nie. Jy kan Joods wees, dit maak nie saak wie jy is nie. Daar is niemand wat regverdig gebore word nie. Daar was niemand nie, net God. Hy, Jesus, sy saad, het van God gekom. God. Josef was nie sy vader nie. Hy was sy stiefpa. So hy het nie die gevalle bloed, die gevalle natuur van die mens gehad nie. Onthou dit net. Die meerderheid van die ander mense, party erger as ander, seer mense maak ander mense seer. Misbruik mense, misbruik ander mense. Mense wat verlaat is, verlaat ander mense. Maar voordat jy nou heeltemal depressief raak, want jy dink, ja, dis hoe die wêreld is, gesinde mense maak ander mense gesonk. Ons wil jou dus op 'n plek kry, en vergifnis kan die deur oopmaak. Om van onvergewensgesindheid ontslae te raak, kan die deur toemaak. Dit gee die vyand 'n plek in jou lewe. Want die duiwel is nie net 'n leienaar nie, die duiwel is 'n legalis. En hy soek na 'n wettige reg om in jou lewe te wees. Wat sien, hy verstaan die wette van die heelal. Jy weet, en party van julle sê, ek is nie onder die wet nie. O, dan verstaan jy nie die heelal nie. Want die Bybel sê, ek is vrygemaak van die wet van sonde en dood. Maar lewend gemaak deur die wet van die lewe in Christus Jesus. Jy kan dus nie buite 'n wet wees nie. Jy is of onder die wet van sonde en dood, of jy is onder die wet van die lewe in Christus Jesus. Klim op jou dak, loop af, dan gaan jy die wet van swaartekrag leer ken, nê? Daar is die wet van saai maai. As jy niks in 'n tuin plant nie, gaan daar geen oes wees nie. As jy nie geregtigheid saai nie, kry jy nie geregtigheid nie. As jy nie liefde saai nie, kry jy nie reg nie. Geen saai, geen waan nie. As jy nie finansies saai nie, kry jy nie finansies nie. So daar's 'n wet van saai en maai. Daar's 'n wet van vergifnis. As jy nie vergewe nie, kan jy nie vergewe word nie. En dit is waaroor ons vandag praat, vergifnis. So daar's steeds wette van heelal en jy is onder die wette van die koninkryk. Jy kan nie in 'n koninkryk woon en 'n rebel wees nie. 'n Slaaf van sonde bly nie in die huis nie. Dis hoekom ons almal weet wat ek noem 'n weeskindgees. Want toe Adam en Eva gesondig het, is ons van God geskei. Nou het ons nie meer 'n vader gehad nie.
Of die god van hierdie wêreld, die duiwel, het 'n vader geword wat van die begin af 'n leenaar was. Wel, ons wil mos nie daal die erfenis opeis nie, of hoe? So in vergelyking met God is ons nou net 'n weeskind, want die duiwel is nie 'n skieper nie. Hy's 'n nabootser en hy kom in om te vernietig en soos die skrif sê, om te steel, te slag en te verwoes. So nou, hy is nie 'n vader nie. Hy het nie ingekom om skade te doen. Hy kon nie vir God oorwin nie, so hy wil sy kinders seermaak en dis presies wat hy gedoen het. Nou wanneer ons weergebore word, kan ons die gees van aanneming ontvang om weer teruggeplaas te word in die heerskappy, in die familie, oorgebring uit die koninkryk van duisternis na God se seun toe. So, onthou, gesonde mense maak ander gesond. Ons hele missie is dus om te begin om na seer en gebroke mense toe te gaan en hulle gaan jou verkeerd behandel, vir jou lieg, oor jou praat, jou gebruik. Jy moet verstaan, en dis waaroor ek vandag praat, jy moet die krag van vergifnis verstaan. Geloof beweeg God, maar vergifnis stel sy krag vry. Ons hele missie is dus om onsself eerste tot gehoorsaamheid te bring. Ons vergewe ons oortreders en vra die wat ons seer gemaak het om vergifnis. Ons vra God om ons te vergewe en laat vaar alle onvergewensgesindheid, bitterheid en woede, want dit werk soos 'n geestelike kanker in ons harte. En die skrif sê die Here stort sy liefde uit in ons harte deur die Heilige Gees. Hy het vir ons 'n gees van liefde gegee. Die duiwel wil daardie liefde versling, want die Bybel sê geloof werk deur liefde. En so is liefde dis die brandstof van verhoof, soos petrol vir 'n motor of diesel vir 'n voertuig. As daar geen brandstof, geen diesel, geen petrol is nie, werk die voertuig nie, suster. As daardie liefde in ons hart opgebruik is, kan ons nie ons eie liefde gebruik nie. Dit moet God se wees. God se wonders werk op God se krag, op God se bonatuurlike liefde. En as daardie liefde uitgeput en opgeëerd is, dan is daar geen brandstof vir ons geloof nie en val ons woorde op die grond. So, en ons moet verstaan dat jou hele bediening, as jy toe die bediening geroep is, en dit is met wie ek vandag praat, dit gaan wees om na mense toe te gaan wat seer is, mense wat gebroke is. En dit is soos, as jy sien 'n hond word deur 'n kar getref en hy leef nog, dan klim jy uit om daardie hond te help. Dit kon voorheen die vriendelikste hond in die wêreld gewees het. En dit kon selfs jou eie hond gewees het. Hy het jou nooit iets aangedoen nie. Was net die beste troeteldier, maar nou is hy seer gemaak. Jy probeer hom nader trek en hy byt na jou. En dis wat seer honde doen. Dis wat seer mense doen. Hulle gaan dinge sê en doen omdat hulle nie op pyn kan verlig sonder om iemand anders seer te maak of iemand te verkleineer om hulself beter te laat voel nie. Want dit is amper soos 'n luidspreker wat aan hulle gekoppel is wanneer hulle sê jy is niks, jy beteken niks nie. Ek het dit so baie in my lewe gehoor toe ek as kind groot geword het, maar ek het hulle nie geken nie. Maar nou weet ek, dit was niks anders as 'n luidspreker, 'n versterker wat aan daardie persoon gekoppel was nie, wat my verkleiner het, my afgekraak het en my geboelie het. Al wat dit was hulle wat eintlik sê, ek is seer, ek het pyn, ek het iemand nodig om my te help. Maar ek het dit nie geweet nie. Maar selfs al het ek geweet, het ek nie gehad wat nodig is nie, want ek was nie wedergebore nie. Ek het nie die gereedskap, die wysheid of die kennis gehad om mense te help nie. So nou moet ek kom en deur God geleer word hoe vergifnis werk, hoe hierdie dinge opgestel word, wat in hierdie lewe gaan gebeur as ons God toelaat om ons reg te help. Sien, meeste mense sal sê, jy is nie my pa nie, moet my nie voorskryf wat om te gee nie, moet my nie reglou ook nie. Ons wil nie hê iemand moet vir ons sê, ons dink liefde is, om geprys te word en te hoor hoe wonderlik ons is. Nee, jy moet weergebore word, want jy is nie reg nie. Ek gee nie om of jy geleerd is, of jy uit 'n goeie gesin kom, of jy nog nooit gerook, gedrink of enigiets anders gedoen het nie. Jy was steeds 'n sondaar. En nou mag jy dalk selfbeheersing en wilskrag gehad het om nee te sê vir baie van hierdie dinge, maar jy doen steeds dinge volgens die wêreld. Nou, wanneer jy weergebore word, is jy in 'n nuwe koninkryk. En jy is in die nuwe koninkryk. En nou dat jy in die nuwe koninkryk is, moet jy die reëls van daardie koninkryk leer om onder daai heerskappe te kom en daai heerskappe, verstaan jy wat ek sê? Ek hoop so. Kom ons gaan dus na Efesiërs hoofstuk 6 verse 10 tot 14, want wat so wonderlik is van die koninkryk van God en God self. Wanneer hy met ons praat, sê hy vir ons alles wat ons nodig het, wat ons moet doen, gee hy vir ons.
Ons moet lief hê, hy gee vir ons liefde. Ons moet vergewe, hy gee vir ons vergifnis. Ons moet geloof hê, hy gee vir ons geloof. Dis ongelooflik wat hy doen. Maar hy sê ook vir ons wie ons vyand is en hy sê vir ons wie ons vyand nie is nie. Kom ons bespreek dit nou, want ek dink dit is so belangrik. Want dit is mense wat lyk of hulle ons seermaak, maar die Bybel sê dit is nie mense nie, dit is duiwels. Ek wil dit probeer verduidelik, want ek sien nie 'n duiwel nie. Ek sien my neef, my suster, my familielid, my skoonfamilie, my vrou. Ek sien 'n vriend. Hierdie lyk soos mense. Ek baklei wel te mense. Wel, dit is wat die duiwel wil hê ons moet doen. In die natuurlike verstand maak dit nie sin nie. Maar die Bybel sê in Korintiërs, dit sê die natuurlike verstand van die mens verstaan nie die dinge van God nie. Die dinge van God lyk vir hom dwaas. So sommige van hierdie dinge wat ek vandag gaan sê, gaan vir jou dwaas lyk. En om dit vir jou dwaas lyk, is dit wanneer jy weet ek is in die vlees en dit is nog nie geopenbaar nie. So nou moet ons op daardie skrifgedeeltes mediteer en sê hierdie goed klink net vir my dwaas, Here, help my om te verstaan. Maak my verstand oop om u skrifte te verstaan sodat dit nie vir my dwaas lyk nie. Efesiërs hoofstuk 6 verse 10 tot 14. Laastens, my broers, wees sterk in die Here en in die krag van sy mag. Hy het nie gesê wees sterk in jouself nie. Wees sterk in die Here en in die krag van sy mag. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons doen die liste beteken die metodes, die planne, die skemas. Want vers 12 sê ons worstel nie teen vlees en bloed nie. Sjoe, dit klink net so teenstrydig, want dit voel of dit mense is wat my kwaad maak. Mense wat van my steel, my seermaak oor my lieg, maak valse beskuldigings of andersom. Dis hierdie mense oor wie ek gelieg het. Ek het teen hulle opgetree. Ek het verkeerd gedoen voor ek gered is, of dalk selfs na ek gered is, het ek verkeerde dinge gedoen. Ek het baie foute gemaak, selfs nadat ek gered is, en ek moet hulle om vergifnis vra. Meeste van die tyd soek ons net mense se vergifnis. Hoe vergewe ek hulle wat my so sleg behandel het? Onthou, seer mense maak ander mense seer. Jy sê jy seer gebou, maar jy haal iemand seer vanaand. Kom nou, jy weet jy het. Kom ons wees nederig en sê, ek moet party dinge regmaak wat verkeerd was. Onthou, toe Jesus in die pad afstap, was daar 'n kort besigheidsman met die naam Saggeus wat hom wou sien, maar hy was so kort dat hy in 'n boom moes klim. Hulle het liedjies daarvan gemaak in kinderkerk en juniorkerk en al daai dinge. Saggeus het van daardie boom af afgetik. Wel, Jesus het deur onderskeiding of vir hom gesien of die Here het dit vir hom uitgewys. Hy het gesê, Saggeus, kom af uit daardie boom. Hy het toe ek boom afgetin. Hy het gesê, as ek iets verkeerd gedoen het, sal ek die helfte van my geld aan die armes gee. En as ek iemand te nagekom het, sal ek dit 4 keer teruggee. Jesus het gesê, vandag het verlossing na jou huis toe gekom, want hy het gesê, kom af, ek kom na jou huis toe om te eet. Meeste mense dink net omdat Jesus na sy huis toe gekom het, het hy gesê, verlossing het na jou huis gekom. Wel, in wese, ja, maar Saggeus was onmiddellik berouvol. Hy was oortuig van sonde. Hy het gesê, ek weet geld was my God. Ek gaan die helfte daarvan vir die armes gee, want ek was synig daarmee. En ek het sommige mense te nagekom, ek gaan dit regmaak. Dis toe dat hy gesê het, verlossing het na jou huis gekom. Ek bedoel hierdie huis, hierdie tempel. In jou hart, Saggeus, jy is reeds, my teenwoordigheid oortuig jou. Die teenwoordigheid van God kan ons oortuig, behoort ons te oortuig. En ek bid vir meer daarvan, dat God my sal oortuig en lei om meer soos hy te wees. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen wie aan? Hy sê vir ons wie nie ons vyand is nie. Kom ons kyk na wie ons vyand is. Ons gaan aan in vers 12 daar. Wat teen die ouerhede en magte, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle in staat kan wees om stand te hou in die bose dag, en nadat julle alles gedoen het, te bly staan. Daar kom 'n tyd in die stryd waar ons stil moet wees. Daar kom 'n tyd in die stryd waar ons sterk moet wees in die Here en in die krag van sy mag. Ons moet God vertrou om soms ons gevegte vir ons te veg, maar ons moet vergewe. Ons moet besef en vra, wie is die vyand? Maar ja, ek weet meeste van ons is nie sieners nie. Ons oë is nie oop hè. Ons sien nie wie demone in sulke goedjie. Ons sien ja die mense. So eintlik wat hier gebeur is dat mense soos marionette is en die duiwel is die pottemeester.
Hy is die een wat aan die poue trek en hulle ore fluister en veroorsaak dat hulle teen jou praat. As jy baie verwerping ervaar en daarteen beklei, gaan daar nie net een gees wees nie, maar 'n paar geeste in jou. Daar gaan 'n gees binne in jou wees wat sê, niemand het jou lief nie, niemand hou van jou nie en almal verwerp jou. En dan, glo ek, is daar 'n gepaardgaande gees wat aan my geopenbaar is, wat rondvlieg na ander mense toe, onsigbaar en in mense se ore fluister, ander siele tot verwerping aanhits. Ek gaan nie julle duiwels vertroet aan nie. Ek gaan nie hiermee saamleef nie en ek hou nie van hulle nie. Daar's nie iets aan hulle en daar's 'n gees wat veroorsaak dat mense jou verwerp en dan skree die een wat in jou is nog harder. Kyk, niemand respekteer jou nie. Wel, dis eintlik nie daardie persoon nie. Hulle was net 'n marionot. Ek bedoel, dis net soos hierdie. Ek kan jou nie redding bring nie, maar ek is die marionet en die Heilige Gees. Hierdie is die poppemeester vir my en hy praat deur my en hy beweeg my hande om hande te lê op die tweede hakskeen. Maar dis regtig nie ek nie, dis die Heilige Gees. Ek het dit nog nooit so verduidelik en dit so omgedraai nie. Dit het my nogal opgewonde gemaak. Ek sê, wel, ek gaan regtig aan daardie een moet werk. Dis sweet. So net soos ek 'n pop vir God is mense poppe vir die duiwel. Wesford, lees die Here. Jy wil dalk daardie een neerskryf? Hoopelik help dit jou om dit te verstaan. Ons gaan nou in by vers 14. Staan aan vas, julle wat julle heupe met die waarheid omgord het, die borsharnas van geregtigheid aangetrek het en julle voete geskoei het met die bereidheid van die evangelie van vrede, bo alles neem die skild van geloof waarmee dan sal julle in staat wees om al die vuurige pile van die bose te blus en neem die helm van verlossing, die swaard van die Gees, dit is die woord van God, en bid altyd met alle gebed en smeking in die Gees, en wees waaksaam hierin met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So om in die Gees te bid, dit is om in tale te bid, dit is die gebedstaal wat jy ontvang sodra jy met die Heilige Gees gedoop is. Is nie die bewys nie. Om in tale te praat is nie die bewys dat jy met die Heilige Gees gedoop is nie. Dit sê, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, sal jy krag ontvang om 'n getuie te wees. Om in staat te wees om dapper op te staan en nie bekommerd te wees oor verwerping en groepsdruk om te praat nie, dit is die bewys dat jy met die Heilige Gees vervul is. Maar tale, duiwels uitdryf, al hierdie ander dinge, dit is tekens wat ons volg wanneer ons in die Messias glo. En hulle word bemagtig deur die Heilige Gees wanneer ons gedoop word en ons behoort dit te kan doen. Die privaat gebedstaal, ons bid in 'n privaat gebedskamer, nie in die kerk nie. In die kerk is daar 'n taal en interpretasie. Dit gee begrip aan die taal wat gespreek is. Privaat gebedstaal bou ons privaat op. Tale en interpretasie en profesie, dit bou die mense op omdat dit nou gedoen word. Al word die taal eers gedoen, gee die interpretasie begrip. Profesie gee begrip en bou mense op in 'n groep. Ons moet eens leer waar die regte plekke is om dit te doen. Kom ons verstaan dat ons vergifnis moet ontvang. Ons moet vergifnis soek by diegene wat ons verkeerd gedoen en seer gemaak het. Maak dit sin? Ek weet dit doen en ek glo die Heilige Gees bring regtig hierdie openbaring na jou toe. Nou moet ons dit verstaan. Ek moet dit regtig verstaan want selfs al sê jy, maar ek was nog nooit regtig iemand met 'n onvergewensgesindheidsprobleem nie. Wel, dalk meer as 60% van die wêreld het wel is aanstoot gegee, is seer gemaak en daarom moet ons dit kan raak sien. Jy weet, ek sê vir mense, jy moet leer om lyfstaal te lees en te sien hoe mense se oë rondflits as jy met hulle praat. Jy kan sien wanneer die onderwerp verander moet word of wanneer jy praat en hulle maak hulle self toe, vou hulle arms, loop weg, stap rond, hul toon verander. Ons moet dit leer, want so leer ons van vergifnis en waar dit nodig is. Probeer om mense pakvol te bring na 'n plek waar jy kan sê, hoorie, ek kan sien daar's duidelik seer in jou lewe. Kom ons laat daardie mense gaan. En ek het selfs al gekom by plekke waar ek saam met mense gaan bid. En sommige mense sê vir my, weet jy wat? Ek kan nie. Ek weet ek moet, maar ek kan nie. En dit is dan 'n gelowige persoon. Dan sê ek, jy weet mos, alles wat ons doen moet op 'n skrif staan. Stem jy saam? Ja. Kan jy vir my die skrif gee waarop jy staan wat sê jy kan nie of jy wil nie vergewe nie? Ek dink nie jy kan nie. Jy het 'n besluit geneem. Jy wil nie. Maar ek ken 'n ander skrif waarop jy kan staan wat sê ek is tot alles in staat deur Christus.
En omdat ek hierdie openbaring van vergifnis ontvang het, wil ek saam met jou kan stap en met jou kan praat. Selfs al moet ek jou hand vashou, saam met jou sit, saam met jou huil, wil ek jou bemagtig om te kan vergewe. Want om mense te vergewe is die begin van selfbemagtiging vir jouself. Om mense te vergewe is die begin om die tronk oop te sluit waarin jy eintlik was. Nou Oral Roberts, een van die generaals van God se geloof, van die Pinksterboodskap en die volle evangelieboodskap, het gesê om onvergewensgesind te wees is soos om self gif te drink, maar te verwag dat die ander ou gaan doodgaan. Hierdie persoon kan aangaan met 'n lewe, nie eers weet jy is kwaad vir hulle nie, of het vergeet dat hulle jou seer gemaak, of te nagekom het. Hulle leef net aan en doen hul ding, en jy sit steeds in die tronk oor hulle. Laat ek jou sê, my vriend, jy is te belangrik om toe te laat dat iemand anders jou in die tronk en in boeye hou. En die duiwel is nie net 'n leienaar nie, die duiwel is 'n wettisis ook. So hy soek na 'n wettige reg om in jou lewe te wees, 'n wettige reg om in ander mense se lewens te wees. Jy moet dus eers jouself tot gehoorsaamheid bring, vrykom, vergifnis ontvang, bevry word van die kwellende geeste, heeltemal vol wees van die Heilige Gees, onderdanig en wandelend voor die Koning van die konings en die Here van die Here. Sodra jy dit reg gekry het, kan jy begin sê, man, ek het empatie. Ek het deernis vir mense, want dit was vroeër, ek het vandag vir hulle vertel, ek het by 'n dwelmrehabilitasieplek gepraat. En ek is nou al 40 jaar vry van dwelms en alkohol. Ek het gesê, ek wil nie vergeet waar ek vandaan kom nie. Dit was vroeër my adres, en God het genade oor my gehad. Geseënd is die Heilige Lam. En hy wil vandag genade wil jou hê. Elke keer as ons getuienis vertel, kan dieselfde salwing wat vrygelaat is, die dag toe ons vrygekom het, weer vrygelaat word, man. Sodat mense wat soortgelyke probleme het, jou hoor praat in hulle taal oor jou probleme, asof dit hulle probleme is. Dit is amper soos om in hulle taal te praat en jy profeteer eintlik. Jou getuienis van Jesus is die gees van profesie. Getuienis van Jesus is nie net om te vertel dat hy die seun was, geleef het, gesterf het en weer opgestaan het nie, maar dit is ook jou ontmoeting met Jesus. So jou getuienis is profeties. Dis reg? Want dit is 'n feit van iets wat wel gebeur het, maar dit is profeties in die sin dat dit sê, en God het dit vir my gedoen, hy sal dit vir jou ook doen. Sjoe. Ons moet al die wapenrusting van God aantrek. Dis so goed. God wil jou vrymaak, maar hy wil jou nou ook gebruik. Hy wil hê jy moet met die hemel netwerk, en dat jy 'n verspleier van liefde, van vergifnis word. Om vergifnis te verstaan dat wanneer jy weier om te vergewe, jy nie vergewe kan word nie. Ons moet die wette van die heelal verstaan. Wanneer jy weier om te vergewe, sal die kwellende geeste teen jou losgelaat word. Mense kan vir jou bid. Geestesongesteldheid, siekte, artritis, bursitis, fibromyalgie, kanker, al hierdie verskillende siektes sal in jou vasgevang bly. Daar maak nie saak wie vir jou bid nie, of hoeveel krag ons het tot die duiwel nie. Die duiwel ken die wette van die heelal, en ons kan sê, los hierdie duiwel, los hierdie siekte, los hierdie kwaal nou, en beveel hierdie siekte om hierdie liggaam te verlaat. Maar hy sê, wag 'n bietjie, my gasheer gee mag om hier te wees. In Jesus se naam, en ek sê vir jou nou, God het ons net so lief. My mikrofoon het afgeval, ek moes dit gou regskel. Jammer daaroor. Maar God het ons so lief. Hy wil hê ons moet vry wees. En sodra ons ontslaa raak van die wettige reg van die duiwel deur ons onvergewensgesindheid en bitterheid, dan kan ons siekte en krankheid en swakhede, geestelike onstabiliteit beveel om te gaan. Ek het al sulke ongelooflike wonderwerke gesien, die oomblik wanneer mense vergewe het. Maar sien, nou moet ons dit leer. Ons moet dit verstaan. Want as jy nie iets verstaan nie, kan jy nie iemand neem na daardie plek van bevryding en genesing toe, waarheen God jou wil hê nie. Want sien, Jesus het gekom en hy het begin, ek glo dit is Handelinge 10:38, Jesus Christus van Nasaret, wat God met die Heilige Gees en krag gesalf het, het rondgegaan en goed gedoen en almal gesond gemaak wat deur die duiwel onderdruk was, want goed was met hom. Dit is Handelinge 10:38. Dit is nie op my notas nie, maar ek gooi dit sommer daarby in. So Handelinge 10:38, wat is 'n kragtige skrif om te ken. Maar let daarop, want God was met hom. Maar Jesus het rondgegaan en mense gesond gemaak en mense vrygemaak. En ek dink,
Ek kan die hart vir God voel wanneer ek dit lees. Ek het dit al jare lank gevoel dat ons verlosser wat soveel deernis vir die mensdom gehad het, daardie liefde was wat in die vlees gemanifesteer is. God se liefde. Psalm 107 vers 20 sê, hy het sy woord gestuur om hulle gesond te maak. Christus was die woord. In die begin was die woord en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, het onder ons kom woon. Dit was Jesus, die woord wat vlees geword het. God het so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. As jy nie gee nie, het jy nie lief nie. En as jy lief het, gee jy. Maar ook, as jy lief het, vergewe jy. Want God het ons vergewe en sy plan van verlossing gaan oor vergifnis. Ons moet dus besef dat dit een van die kragtigste gereedskap is wat ons gegee is, dink ek. Een van die kragtigste gereedskap wat ons gegee is om die gevangenes vry te maak. God is 'n goeie God. Hy vergewe en het lief en hy wil jy as sy seun of dogter moet ook mense vergewe. Onthou nou, om te vergewe beteken nie hy keer goed of sê wat die mense gedoen het nie. Ja, dit was verkeerd en selfs van julle, daarop was daar moord, daarop was daar verkrachting, daarop was daar mishandeling, daarop was daar regtig slegte dinge. Ek sê nie enige van dit was goed nie, maar niemand verdien vergifnis nie. Dit is 'n gawe van genade. Ons het genade ontvang as ons weergebore is. Ons moet genade gee. Dit is van ons verwag. Jy lees die storie in Matteus 18 waar die man baie vergewe is. Hy het iemand gaan soek wat hom net 'n bietjie geskulk. Hy het geweier om hom te vergewe. En hy het gesê, as jy weier om te vergewe, sal jy oorgegee word aan die folteraars. Die boodskap van vergifnis is so kragtig in my hart, omdat ek 'n boek daaroor geskryf het genaamd Die Krag van Vergifnis. Of Power de Perdón. Dit is die krag van vergifnis in Spaans. Ons het dit in Portugees. Ons het dit in Afrikaans. Ons het dit in Urdu. Ons het dit in Farsi. Dit is in 6 verskillende tale. En ek dank God daarvoor. En ons kyk daarna uit om dit te kry. Vertaal in nog baie meer tale. Want hierdie boodskap van vergifnis is 'n kragtige boodskap wat moet uitgaan om die gevangenes vry te maak. Miskien is jy nog nie vergewe nie, of dalk het jy koud geword en van die Here af weggedraai. Ek wil nou saam met jou bid om seker te maak jy is vergewe en dat jy die openbaring sal ontvang wat God vir jou wil gee. Bid hier gebed. Sê, liewe Hemelse Vader, ek neem 'n besluit om elke persoon te vergewe wat my al ooit seer gemaak het of my te nagekom het. Dis reg, herhaal na my. Ek vergewe myself, ek laat die verlede los en ek laat alles gaan. Ek glo Jesus is die seun van God. En ek glo hy het vir my sondes gesterf. Ek glo hy is uit die dood opgewek. Jesus, kom in my hart in en wees my Here en wees my verlosser. Ek bely dit met my mond. Kom aan, herhaal na my. Dat Jesus die Here is. Ek is weergebore. As jy daardie gebed gebid het, glo ek, jy het nou net weergebore geword. Daar is 'n WhatsApp nommer op die skerm. Daar's 'n e-posadres op die skerm. Kontak my. Stuur vir my SMS, stuur vir my e-pos. Wat weet my dat jy daardie gebed gebid het en jou hart vir die Here gegee het. Ek wil nou van jou hoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil daarvan hoor. En Vader, ons gee vir U net die lof en die eer. Nou, hy is ook die geneesheer. Hy vergewe nie net al ons sondes en ongeregtighede nie, maar hy sal ook al ons siektes genees. Pyn, siekte, kwaal, blindheid, doofheid, maak nie saak wat jou probleem is nie, sit jou hand daarop. Ek wil vir jou bid. In die naam van Jesus spreek ek nou genesing en gesondheid uit. Deur die krag van die Gees te God. Word gesond, wees vry, wees heel, wees gesond, wees gelukkig. Nou, siekte, kwaal, kom uit. Blindheid gaan, doofheid gaan. Elke gees van siekte, van die longe, van die lewer, van die niere, van die bloed, van die pankreas, kom uit elke orgaan van ons liggaam. Elke stukkie kanker gesond. Beenmerg, maak wel kankervrye bloedselle in die naam van Jesus. Sien weer, hoor weer, of vir die eerste keer in die naam van Jesus. Gewasse groei, breuke los op. Nou in die naam van Jesus. Word gesond, word vrygemaak. Staan op uit daai rolstoel. Kom uit daardie siekte. Die lewe het na jou toegekeer. Verlamde geeste, kom nou van hul liggame af in die naam van Jesus. OK, begin nou om iets te doen wat jy voorheen nie kon doen nie. Lig daar die arms, maak daardie hande oop en toe. Kom uit daardie rolstoel, uit daardie seatback. Bulk en draai. Voel aan die gewasse. Tot jy sug. Laat iemand in jou oor fluister. Kyk en sien self. Ek glo God het jou nou net vrygemaak. En weer, die WhatsApp nommer, die e-posadres is op die skerm.
Ek wil van jou hoor. Laat weet vir ons as jy gesond geword het, as jy gered is. Laat weet vir ons as hierdie programme vir jou 'n seën is. Ek bid dit is dat ons spandeer baie tyd aan gebed, baie tyd om hierdie boodskappe voor te berei, want ons wil hê jy moet die woord van God in jou lewe hê. Man, ek is so opgewonde dat jy vandag ingeskakel het. En wegens, soos ek al altyd sê, dis Dr. Brian Adams en ek verwag elke dag wonderwerke, elke liewe dag vir jou en glo vir God se beste. Ons sien jou volgende keer op Faith Now. God seën jou.